ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 391. Ek is professor Ronus Redinghuis van die eerste gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dink spesifiek aan die Legkaart Studiegids Bybels, daar's 3 van hulle as jy nie bewus is van dit nie. Dis A4 boeke, 500 bladsye dik. Ek het dit in rooi en in swart geskryf. Swart is wat die Bybel sê, die rooi is my uiteensending of my verduiding, en dit is wat dit is. Dis 'n legkaart, Afrikaanse Legkaart Studiegids Bybel. Dis waar u leer aangaande die 9000 skriftuurlike veranderings en die 18 totale versweglatings wat weggelaat was uit die 83 Bybel, vergeleke met die 33 Bybel. Sou jy belangstel of 'n vraag het of iets kortliks wil deel, is baie welkom. Kontak ons by ons WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan net na my webtuiste toe, https://jaffashua.co.za. Soos jy kan sien hier regsbo. As dit al die eerste keer is dat jy na die reeks gaan kyk of luister, mevrou is baie welkom. Net dit sê, gaan na deel 1, gaan begin voor, want iedereen se magdom inligting gemis. Dit is noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy die verskillende kennisgewings van al die studies kan ontvang. Dis lewensveranderend. Stuur die kontak ook vir die vriende. Kontak is die link vir die vriende en kennisses en almal vir wie jy lief is. Skryfblok, pen en pen moet jy byderhand hê, en dan net 'n afkondiging vir ons bid. Onthou dat die 2de Mei, 3:00 die middag, 3:00 is ons onderdompelingsdiens in Montana. As jy meer wil weet, dis in Montana, Pretoria, kan jy my net WhatsApp en dan gaan ek jy verduidelik wat aangaan en hoe jy daar kan kom, pin location en al die dinge wat met gepaard gaan, en die reëls en wat ook al jy moet weet. As jy so belangstel, en jy wil dalk net 'n gas wees en net kom kyk, is jy verskriklik welkom. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons kom vanmôre in die begin van 'n nuwe week, en ons sê baie dankie vir hierdie naweek wat U ons geseën het, vir ons geleenthede geskep het, waar ons ook in die koninkrykswerk aktief betrokke kon gewees het. Ek wil bid en vra, seën ons vanmôre, en laat strome van lewende water uit ons binneste uitvloei, en laat U ons voed deur die Ruach HaKodesh met die bonatuurlike brood van die ewige lewe. Halleluja. Seën die woord vanmôre, maak dit lewend, gee vir elke een wat luister 'n geestelike oor om te kan hoor wat U vir ons sê, en 'n sielste mensie om te ontvang. Halleluja. Ons loof U in die naam bo elke ander naam, die naam Jaffashua, elke Jaffa sê halleluja, halleluja, baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat dit vanmôre vir U 'n groot seën gaan wees. Prys sy naam. Ons is besig met die boek Spreuke, hoofstuk 21. Spreuke, hoofstuk 21, vers 14. Hy sê 'n geskenk in die geheim. Dit klink vir my amper as ek altyd hoor enigiets gebeur in die geheim, dis 'n opkoopding of 'n omkoopding. 'n Geskenk in die geheim bring die toorn tot bedaring. Nou, dit gebeur baie in die besigheidswêreld. In my lewe as besigheidsman het dit gebeur dat 'n paar keer het ek sekere transaksies nie gekry nie, omdat ek nie bereid was om omkoopgeld te betaal nie. 'n Geskenk in die geheim bring die toorn tot bedaring. Ook ander keer is dit mense wat kwaad is, wat toornagtig is, wat onbedaard is en wat afgaan en te kere gaan, en dan as jy hom ietsie onder die tafel gee, dan sien jy skielik kom daar kalmte oor 'n ou, né? Die Bybel sê dit bring die toorn tot bedaring. Maar, en 'n geskenk in die skoot, die heftige woede. Nou, 'n geskenk, eers bring dit die
ou tot bedaring, kyk nou mooi, en 'n geskenk in die skoot, met ander woorde, onder die tafel deur, die heftige woede. Nou, hoe nou? Ek het dan nou net gelees, dat die geskenk in die geheim bring die ou se toorn tot bedaring. Maar dis wanneer jy daai geskenk betaal het, dis wanneer jy daai geskenk betaal het, daai omkoopgeskenk, dan bring dit in jou en in my 'n heftige woede. Om te dink, dis wat ek moet doen om regverdiging te kry, om regverdig behandel te word. Ek kan onthou, een keer toe ons van die see af gekom het, ek en Pastoor Rika, net so eentjie na ons oor die Vadervuurbrug is, tussen daai tolhek en die volgende tolhek by Heidelberg, toe het hulle my afgetrek, toe sê hulle ek is deur 'n spoedlok val. Toe sê ek, hoe vinnig is ek deur? Toe sê hy die spoed, nie veel nie, 5 kilometer of iets van die aard. Toe sê hy, but you can give me something and I'll let you go. Toe sê ek, and how much must I give you? Oh, 500 rand would you. Toe sê ek, you know what? You don't know it, but my cell phone, I put it on already, it's on speaker, it's on tape recorder. I've got your message. I just want to take a photo of your number and your badge. Ek sê, I will see you in court. En toe laat hy my ry. No, it's no problem, you can go. Jy verstaan? Nou, dis waaroor dit gaan. En die woede wat in 'n ou is, as jy daar wegry, ek het hom niks gegee nie, maar die woede wat daar in 'n mens is, dat dit is wat 'n staatsdepartement doen, en wat veronderstel is om die wet te handhaaf. En dis wat hier gebeur. As jy hom nou 'n geskenk gegee het, toe verder jy ry, die meer kwaad word jy vir jouself, dat jy jou toegelaat het, dat jy vervalle geraak het, om hom sy sin te gee. En dis hoe dit is, dis die tyd wat ons in lewe. En dis nie net in Suid-Afrika nie, ek hoor dit gebeur in verskillende plekke in die wêreld. Hoor dit gebeur in verskillende plekke in die wêreld. Veral in Afrika op, die ouens wat, daar's van ons broers wat groot trokke ry, Zimbabwe toe en verder op noord. Hy sê, dit gebeur, as jy nie vir hulle iets gee daar in Zimbabwe of een van die plekke nie, dan het jy 'n probleem, dan het jy 'n massiewe probleem. Hy sê in vers 15, vreugde is dit vir die regverdige om reg te doen. Halleluja. Wat 'n voorreg is dit, wanneer ek en u as deel van die bruid van Jahwe universeel geken kan word as 'n regverdige. Ek sê altyd, ons is geseëndes, die gesalfdes, die gunsgenote, en ons is die regverdige. Ek hou van die regverdige stelling ook, die aanhaling, wat die 4de punt vir my is, geseënde, gesalfde, en dan die regverdige, want die Bybel sê dat die gebed van die regverdige het wat? Veel krag. So wanneer ek kan sê, ek is 'n regverdige van Jahwe, ons Elohim, of Jahwe, dan beteken dit, ek is 'n gunsgenoot. Ek en u is 'n mede-erfgenaam. Ons is 'n deelgenoot van dit wat aan Jahwe beloof is. En Jahwe het gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En hy sê vir sy disippels, en hierdie mag gee ek vir julle. Ek gee dit vir julle. Doen met dit wat jy gaan dryf duiwels uit, maak siekes rond, lê jou hande op die siekes, verjaag die demone en die gevalle engele. Ons moet net op die plek kom waar ons Jahwe kan vertrou. En dan ook wanneer ons op die plek kom waar daar verskriklike siektes in ons lewe is. Jy weet, ons bid elke keer, dan bid ons, en dis nie omdat ons bid, omdat ons herhalend wil wees nie. Wat anders kan ek en u doen as om te bid? En Jahwe dan te vertrou, vir dit waarvoor ons gebid het. En weet jy wat, baie keer gebeur die genesing nie, soos wat ek en u dit verwag om te gebeur nie.
Maar daar is 'n skrifgedeelte wat sê, Jaffa is die pottebakker, ons Vader, en ons is die klei, U is die klei. En kan die pot vir die pottebakker sê, of die klei vir die pottebakker sê, hoe jy moet lyk, waar daar 'n oor moet wees, en waar daar 'n tyd moet wees? Nee, dit is in die hande van die pottebakker. Maar weet een ding, hy het 'n plan met ons almal. Hy het 'n plan met elke een van ons se lewens. En daai plan is om ons te gebruik tot eer van sy bonatuurlike koninkryk en sy bonatuurlike naam. Dis wat vir my wonderlik is dat ons vrede kan maak. Ons aanvaar dit nie. Ons aanvaar dit nie. Maar vra, Vader Jaffa, bring oor my die vrede. Bring my die vrede om te weet dat ek aan die dinge wat ek kan verander iets kan doen. En die dinge wat ek nie kan verander nie, kan vra vir genade. Halleluja. Maar selfs in die stryd en in die probleme en in die krisisse en in die siektes, steeds is Jaffa daar om ons te help deurgaan. Hy sê hy sal ons nie verlaat of wegstap van ons af nie. Jaffa sê, die wat Vader Jaffa my hand gegee het, kan niemand daar uitruk nie. Maar prof, kyk waardeur gaan ek. Ons gaan deur moeilike tye, ons gaan deur moeilike dinge. En baie keer dan voel dit asof Vader sy rug op ons gedraai het. En tog sê die woord, as julle as aardse vaders weet, om vir julle kinders nie 'n skerpioen, 'n slang of 'n klip te gee, as hy brood vra nie, hoeveel te meer nie ons hemelse Vader nie? Dalk is daar iemand vanmôre wat sê, Vader Jaffa, dit voel vir my asof my gebed teen die plafon vasslaan, die ceiling vasslaan en terugkom en vasslaan. Dit voel of ek nie deurkom nie. Ek wil vanmôre vir u sê, hou goeie moed. Hou goeie moed. Jaffa sê, hou goeie moed. Hy is die geneesheer. Hy is die geneesheer. En Jaffa het 'n plan met ons elkeen. En baie keer verstaan ons dit nie. En baie keer as herders, dan verstaan ons dit ook nie. Soos die man wat as kind blind gebore is, en die woord sê, hy het altyd by die poort gesit. Hy sê, en toe kom Jaffa en hy raak hom aan. En Jaffa sê vir die blinde ou, gaan in die tempel in, want hy het voor by die tempelpoort gesit. Hy sê, gaan in die tempel in en gaan wys jouself vir die skrifgeleerdes en die priesters en die fariseërs en sadduseërs. En die ou het rondgehardloop in die tempel. Hy sê, ek kan sien, loof, Jaffa kan sien. En dan druk hulle hom in 'n hoek vas. Hulle sê vir hom, maar hoe het jy sienend geword? Want hulle ken hom. Hy het sy lewe lank gesit en almoses vra by die ingang van die poort, al van die tempel ingang. Wat het met jou gebeur? Hy sê, hy het my aangeraak. Hy het vir my gesê, word sienend. En dan probeer hulle, die fariseërs en skrifgeleerdes en die priesters en die ouens, dan probeer hulle die ou oortuig, dis nie Jaffa nie. Dan sê hy, ek gee nie om wat julle sê dit is nie. Maar ek weet, hy het my aangeraak. En ek kan sien, en dis die heel belangrikste, dis of ek en u vanmôre kan sien, die antwoord is op pad. Of ons kan sien en verstaan en aanvaar. Ja, dit mag nie dalk vanmôre wees nie, dit mag nie vandag wees nie. Maar dit is sy behaag, dis Jaffa Vader se behaag, om te besluit hoe, wanneer, waar. Ek en u kan dit nie doen nie. As ek dit in my mag gehad het, so ek seker van hospitaal tot hospitaal gegaan het,
en elke persoon gesond gebid het. Maar Jaffa sê, hy sê dat selfs so Petrus, as hy skaduwee op die mense geval het van hulle gesond geword. Is dit nie wonderlik nie? Maar Jaffa gee vir ons elkeen soos hy wil. Ek het ook die gawe van genesing, handoplegging tot genesing, maar dit gebeur nie dat vir elke persoon wat ons bid, dat daar gesondmaking is nie. Maar weet jy hoekom? Dit gaan ook met die gesindheid wat die ander persoon kom. Is dit 'n mismoedige gesindheid? 'n Gesindheid van ek het opgegee, ek het hoop opgegee en alles. Maar nou weet ek die woord sê, vrees nie hom wat die liggaam kan skade aandoen nie, want dis nie Jaffa wat die liggaam skade aandoen nie, dis Satan. Want Jaffa sê vir die Satan, met 'n klein s, né? Toe hy daar voor Job kom, toe sê hy in Job 2, toe sê hy, jy kan alles aan hom doen, maar jy raak nie sy lewe aan nie. Doen met hom net wat jy wil, maar jy raak nie aan sy lewe nie. So die goeie goed kom van die Vader af, en alle slegte goed van Satan af. Maar weet jy wat? Partykeer laat Vader goed toe in ons lewens, en die tyd het ons amper gevang, en ek wil u vanmôre bemoedig, wie krank is en wie siek is, en wat deur 'n stryd gaan, en wat 'n probleem het. Ons gaan deur tye partykeer, wat ons nie beheer oor het nie, situasies en siektes en krankheid en omstandighede. Jy kan alles aanraak, maar jy raak nie aan sy lewe nie. Jy kan alles aanraak, jy raak nie aan sy lewe nie. En dan kom die woord en hy sê, dis beter om met een oog in die hemel in te gaan, as met 2 oë eendag hel toe te gaan. Een arm in die hemel in te gaan, as eendag met 2 arms hel toe. So as ek en u op die plek is wat ons kan sê, Vader Jaffa, Vader in die naam van Jaffa-Shua, behaag u self in dit wat ek het, maar gee my die vertroue om te weet, u bly steeds in beheer om wonderwerke te doen. Nou kom ons gebruik hierdie eerste dag van die week. Ons het 'n hele dag voor ons. Kom ons kyk waar kan ons hand uitsteek na iemand anders toe. En waar kan ons iemand vertel van die genade van Jaffa-Shua in sy bonatuurlike naam. Tot môreoggend as Vader Jaffa wil, Maranatha. Jaffa-Shua kom weer. Halleluja.